Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou eindeksamen voorbereiding. Ek bespreek die 2024 Gauteng rekordeksamen, vraestel 2 se vraag 8. In die diagram hieronder gaan die sirkel deur punte A, B, C, D en G. AD is die middellyn van die sirkel. Dit is baie belangrike inligting. BD en AC sny by H en hoek AGC is 58 grade. So hulle het vir jou daardie gegee so en ons weet ons het 'n middelpunt. Vraag 8.1. Bepaal met redes die grootte van B2. Nou goed, B2 kan jy dadelik sommer sien, is daardie hoek en hy is 90 grade. En die rede hoekom jy dit kan sê, is dit is hoek in halwe sirkel. Want hoekom? Want hulle het vir ons gesê, AD is die middellyn. En onthou, die middellyn onderspan 'n hoek van 90 grade op die omtrek. Nommer 2 wil nou die grootte van, goed, ek gaan hom sommer inskryf, nee, dis mos altyd goed as jy hom uitgewerk het, skryf hom in. Nou wil hy die grootte van B1 weet. Nou goed, kom ons kyk gou 'n bietjie, waar bly B1? B1 is daardie stukkie. Nou kan jy sien dat, kyk nou baie mooi, A, B, C, G, daardie vorm 'n koorde vierhoek. En wat weet ons van 'n koorde vierhoek? Ons weet dat die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is supplementêr en wat dit beteken is, hulle is saam 180 grade. So ons kan nou gaan en sê, hoek B1 plus hoek B2 plus hoek G is 180 grade, teenoorstaande hoeke van koorde vierhoek. Nou kan ons invervang. B2 het ons uitgewerk was 90, G is vir ons gegee, dis 58, is 180 grade. Dan kan ons sê 90 plus 58 is 148 en laat dit oorloop, trek dit af en daarom sien ons dat B1 is 32 grade. So ek gaan dit net sommer ook inskryf. B1 32 grade. Ons gaan aan op die volgende skyfie. Goed, ons het nou uitgewerk, ek wil dit net gou insit hierso, dat B1 was 32 grade. Nou vra die vraag, die grootte van A2. Nou goed, wat sien ons? Hier is A2 en daar is B1. En kan jy sien dat beide daardie hoeke, A en B, is omtrekshoeke en hulle word deur dieselfde boog DC onderspan. Daarom kan ons sê dat hoek A2 is gelyk aan hoek B1 en albei is 32 grade en ons rede is hoeke in selfde segment. Eintlik is die volledige rede die omtrekshoeke wat deur dieselfde boog of koord onderspan word, is gelyk. Dit word verder gegee dat AB gelyk is aan BC. So dit is AB gelyk aan BC. So wat impliseer dit? Dat A3 is gelyk aan C1. Dis 'n gelykbenige driehoek, maar onthou net, die rede wat ons gebruik is hoeke teenoor gelyke sye. Bewys nou dat AB 'n raaklyn aan die sirkel is wat deur A, H en D gaan. So daardie sirkel is nie daar nie, hy is deurskynend. Geen wonder ons verstaan nie wiskunde nie, want die goeters is deurskynend, maar ons gaan aan. So met ander woorde, ek gaan hom nou inteken, deur A, H en D, met ander woorde A, H en D is daar nou hierdie deurskynende sirkel. Nee, mooi nie, en AB is die raaklyn. So AB wat die raaklyn is nou daar die enetjie daar. Nou goed,
Ons moet nou bewys dat hy 'n raaklyn is. So wat ons gaan doen, is as ons tog net kan bewys dat hoek A3 gelyk is aan hoek D. Want dit is hoek tussen raaklyn en koord is gelyk aan hoek in teenoorstaande segment. As ons dit kan bewys, dis eintlik die omgekeerde van daai stelling, dan is ons daar. Nou goed, ons kan, ek gaan jou wys. Ons begin deur te sê dat hoek C1 is gelyk aan A3, dit weet jy mos nou, hoeke teenoor gelyke sye. Nou, kan ons gaan en sê, kom ons werk nou uit hoe groot is daardie. So in driehoek ABC, dis mos nou net 'n gewone driehoek, kan ons sê dat A3 plus hoek C1 plus 90, dis B2, plus 32, dis B1. Hulle saam moet 180 grade wees, hoeke van 'n driehoek. Dan kan ons sê 90 plus 32 is 122 en 122 loop oor en ons kry dat hy minus word en ons kry dat A3 plus C1 is 58 grade. Maar ons weet hulle is gelyk, so ons kan sê 58 gedeel deur 2 en dis 29. So nou weet ons dat hoek C1 is 29, net met 'n ander kleur vir jou hier aandui. C1 is 29 grade en hoek A3 is 29 grade. Nou goed, ons is al so ver. Nou kan ons sê dat hoek D is ook gelyk aan hoek C1. As jy mooi kyk, daar is hoek D en daar is hoek C1. Nou hoekom is hulle nie albei gelyk? Want dis hoeke in dieselfde segment. Sien jy dat AB is nou eintlik die koord wat albei van hulle onderspan. So, ons weet nou hy is nou ook 29 grade. Nou daar is jou antwoord, want dit maak dat hoek D gelyk is aan hoek A3 is 29 grade. Dus kan ons nou sê AB is 'n raaklyn en ons rede dis die omgekeerde van die raaklynkoordstelling. Want die raaklynkoordstelling sê wanneer jy 'n raaklyn het, is die hoek tussen die raaklyn en die koord gelyk aan die hoek in die teenoorstaande segment. Maar nou is dit die omgekeerde, want jy het dat die hoek tussen die raaklyn en die koord gelyk is aan die hoek in die teenoorstaande segment, daarom is dit 'n raaklyn. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. Jy sal sien in die linkerkantste hoek, as jy op daardie video klik, dan vat dit jou na die volgende vraag in hierdie vraestel toe. Dit was ook meetkunde, Euklidiese meetkunde. En dan het ek vir jou aan die regterkant die graad 11 se playlist aangeheg, alles Euklidiese meetkunde, sowel as die graad 12 playlist, alles Euklidiese meetkunde.